Welkom by Namibië sonder grense. Ons gesels vandag met Lara van Breda in Duitsland. Lara het 'n Afrikaanse Namibiese pa en 'n Duitse ma en dit het dit vir haar maklik gemaak om in Munich te gaan studeer. Die 23-jarige deel ook haar reise na plekke soos Frankryk, Italië, Griekeland, Nederland en die lys gaan aan. Daarna kyk ons wat is nuut by Chris Meton in Oostenryk. Hy kry 'n bietjie koud, maar hy braai, speel rugby en praat nog lekker Afrikaans. Aan die einde van vandag se episode deel ons nie 'n paar reiswenke nie, maar ons vat julle saam op reis na die bestemming van vandag se episode. Maar voordat ek oorgaan na ons twee wonderlike gaste, deel ek eers 'n bietjie vanuit my lewe hier in Dallas. Aitsa is 'n echt Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne en dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, oneup2.com as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. Hi almal. Ek het die afgelope tyd het ek aan maniere probeer dink om julle by my daaglikse lewe in te sluit. Ons doen baie exciting goed en ons sien baie plekke, maar elke dag is nie so nie. Baie dae, meeste van die dae werk ons en ons eet en ons slaap en dit is maar dit. Maar ja, ek begin 5 uur in die oggend te werk en as ek hier by 3 uur, 4 uur in die middag kom, dan raak ek verskriklik moeg. En een ding waarop ek nooit uitmis nie, is my middagstappie na 'n Cherry Coffee Shop, net die so eentjie se stap van ons woonstelblok. En ek het gedink om julle vandag saam te neem vir 'n koppie koffie. Dit is iets wat ek elke dag doen wat ek so geniet en soos julle kon sien in ons stappies toe is daar die straat, dis genoem Magnolia Avenue en daar is 'n klomp eetplekke en kroë en sulke tipe goed en ons het al baie daarvan uitprobeer. Ons was al by Gus's Fried Chicken wat blykbaar die lekkerste in die wêreld is. Ek weet nie daarvan nie, maar dit was nogal blerrie lekker. En Haim's Barbecue, ek moet sê, hulle doen vleis 'n bietjie anders in Texas, maar we approve. So dis baie lekker. En verder was ons ook by Cane Rosso's. Dis een van die bekendste
pizza plekke hier in Texas en as jy eendag toe kom sal jy 'n klomp goeie goed van hulle hoor en ek moet sê dit was ook een van die boeke. Dankie dat julle vandag saam gekuier het. Hallo, my naam is Lara van Bedaan. Ek is 23 jaar oud en ja, ek wil julle vandag 'n bietjie meer oor my tyd hier in Duitsland vertel. So, ek's jammer al nou oor my Afrikaans is 'n tydjie terug toe ek dit laas gepraat het, maar ek hoop julle kan my verstaan. Ek is gebore in Windhoek. Ek het daar tot ek 18 was gebly. Ek was daar op skool, ek was by die Duitse skool, by die DHBS. So ek het ook daar my matriek gemaak, so ek het die Duitse abitur wat dit baie maklik gemaak het om hier te begin. So ja, my pa is van Namibia, hy is Afrikaans, my ouma en almal is nog daar, so my tannie, ooms, daai kant, so dis hoekom kan ek ook Afrikaans praat. Maar my ma is van Duitsland, sy het my pa ken en ons was in Namibia, ons het daar groot geword, maar my ma het altyd in Duits gepraat, so met die twee tale groot geword. Ja, so ek het skool klaar gemaak in 2017 en ja, dit is mos hierso in Duitsland begin hulle jaar, begin nie in Januarie nie, hulle begin in Augustus. Hulle het ook hulle groot vakansie, hulle Desember vakansie is in Augustus en Julie maand. So, toe ek nou klaar is met skool 2017 in November maand, het ek 10 maande of so, of 'n tydjie wat ek toe iets moes doen voor ek kon begin swatch. En toe, ja, het ek eers 6 maande gewerk, want ek wou so graag bietjie reis. Want ek was, toe ons jong was, ons 1-2 keer familiebesoek hierdie kant in Duitsland, maar ek het nog nie regtig hier gereis nie. So dit is wat ek toe gedoen het. Ek het 5-6 maande gewerk en toe al die geld gespaar en toe Frankryk toe gegaan, Italië en Griekenland. So dit was my eerste avontuur en ook eers 'n keer traveling abroad en ek het so baie van dit gehou, ek het so enjoy, was met vriende en familie 1-2 maande amper, het ek 'n bietjie rondgereis en net die my eerste Europese somer daar in daai kant beleef. Ek het toe besluit ek wil München toe kom, München. Ek het familie wat naby bly, so dit was definitief iets wat cool was, maar ek weet ek hou ook baie van die dorp en dit was 'n goeie keuse want ek hou nog steeds so baie van die dorp. Dit is nogals groot, ek dink dit is 1-2 miljoen mense wat hier so bly, maar dit is so mooi en daar's baie ou geboue wat oral is en ek het net die dorp daai het al gevoel gehad en ek dit sal enjoy en ja, ek was reg. Ek swat hierso, ek doen wiskunde met minor in economics. So dit is wat ek hier doen aan die Ludwig Maximilians Universiteit. Iets wat ek definitief altyd, wat mense my altyd vra is, hoe was die aanpassing? Enjoy jy dit? Was dit maklik? En ek moet sê, ja, dit was 'n bietjie scary. Dit is 'n groot dorp en dit is niet. Maar ek het nie so bygestaan gevoel, want daar is so baie mense hier so wat van oral in die wêreld kom. En ze zijn allemaal hier gekomen om te studeren. So, dat was voor ons allemaal een nieuwe start. Ja, ik heb ook dan vrienden gemaakt. En gelukkig, als ik hulle niet zo gehad heb, dan zou het definitief niet zo cool geweest zijn. So, het is nogal cool om je community met students te hebben van overal in die wereld. So, iets wat anders is, wat ook gekoppeld met München is, dat eerstens, hulle moes euro's is. So in die begin moes ek eers hele tyd calculate, of dit is eintlik beter as mense dit nie doen nie, want dan sien mense hoe duur dit is. So ja, 1 euro is altyd so tussen, ek weet nie, ons sê 16 en 19 dollar, dit verander maar so, en ja, München is die duurste dorp om te bly in Duitsland. So mens moet as mens 'n kamer soek of iets definitief langer soek in vergelyking met ander dorpe en dit kos meer, maar soos in elke dorp is daar definitief moontlikhede en as mens iemand ken dan is dit ook altyd makliker of dis so baie opsies vir mense wat studeer. So dit is nog als nice. Iets wat anders is wat julle seker ook al gehoor het, die publieke transport is iets wat ek nie geken het nie. Hulle tramways, hulle treine, S-baan, U-baan en al sulke goeders en
mense ry ook fiets hierso. Dit is nogal veral mense wat swat en net begin werk is definitief mense wat hier rondry. So ja, dit was iets wat ek nie geken het nie. En ook iets wat as ek nou van al die goeders sou sê, waarskynlik die ergste was vir my is die weer. Okay, nou het ek net weer die video die son laat uitkom, maar normaalweg is dit die meeste tyd van die jaar koelerig tot reënerig en dis nou nie so erg soos in die noorde van Duitsland nie, maar behalwe nou in die somer is dit koud, so ek moes definitief klere koop, baadjies en sulke goeders wat ek voor die tyd nie gehad het nie, en ek hou van die somer, swak op en die strand, dit is hierso net anders, maar dis okay. Hulle het dan weer heaters in die binnekant van winkels en in wintertyd is dit daarom ook warm. Dit is net somer is korter, maar in die somer gaan die son eers, dit sak heel wat later en almal is buite. So dit is ook somer in Europa is definitief 'n cool feeling. So dit is want dit is net so kort tydjie, so almal enjoy dit baie. Ietsie wat hierso by die Duitsers anders is, behalwe dat hulle amper net Duits praat. Ek weet nie, Namibië het ons groot geword met 'n bietjie Afrikaans, Engels en in my case nou Duits. Hierso is regtig alles Duits. So daar's nie baie mense wat ander tale praat nie, behalwe nou mense wat nie van Duitsland kom nie. Ook in die movies, in die cinema, het hulle soos, ek weet nie, al die flieks op Duits en dan 1 of 2 flieks, wys dit ook op original version, so dat is, ja, die Tale ist oralste. Maar ja, ich kann eigentlich ganz okay Deutsch sprechen, also ist das kein Problem für mich. So ek het gesê dat, gelukkig het ek Duits geleer, so dit is nie 'n probleem vir my nie. Definitief ook iets is wat baie mense met München associeer, is die Oktoberfest. Dit was definitief cool, ek het nou al 2 keer voor COVID bygewoon. Dit is so groot en daar is so baie mense, maar dit is fun om almal net die dirndl en die lederhosen aan te trek en alleen dit is al 'n vibe en net almal saam aan te trek. Dit is definitief cool. Iets wat ek definitief mis is die vleis. So Duitsland het 80 miljoen mense wat hier so bly en die land is heel wat kleiner as Namibië. So daar's nie regtig plek vir soos Namibië plase mense waar ons weet dat die vleis nie van snaakse plekke afkom. So hierso is die vleis heel wat duurder en mens moet definitief kyk van waar dit kom. So ek mis biltong en droewors en ek is altyd baie dankbaar as my tannie of so als ons iets oorstuur. So dit is nogals baie spesiaal. Ek het nie geweet, so ek nou weer bly dat dit nie oral so is nie. Ook as 'n meisie, ek kon al so baie plekke bereis, alleen en ja, ook as dit al 'n bietjie meer donker raak, natuurlik moet mens nie oral stap nie, maar ek was nog nie bang toe ek in my bed geslaap het, soos dat iemand nou hier gaan inbreek nie. Ek het een keer my foon, weet nog, die eerste keer in die biblioteek, toe ek my foon iewers vergeet, tussen die boeke of in die badkamer of iewers, en ek het soos gedink, okay, my foon is weg. Toe het iemand by die helpdesk afgegee. Ek bedoel, waar gebeur dit? So, dit was nogal baie nice, en ja, dit het al klompie keer gebeur, en dit is net 'n nice feeling te weet, okay, dit hoef nie eintlik net altyd alles weg te wees, mense het vergeet. Ja, so, om weer terug te kom oor die travel, ons het 2 keer die jaar, 2 maande vakansie, as mens al die examens deurkom. So, ons begin normaalweg in Oktober tot Februarie maand, het ons universiteit, dan het ons 2 maande vakansie, ons begin weer in April maand tot Junie. So ons het dan so met 2 maande in die begin van die jaar 2 maande vakansie. En ek het daai tyd altyd gebruik om 'n bietjie te reis, want dit is die European Union, so dit is alles so naby mekaar. En mens hoef nie 3 ure by die grense te bly nie. Dit is letterlik, jy kan net jou kar, vliegtuig, bus of trein vat en net oor die grens gaan. Met dieselfde geld daar betaal en jou airtime werk ook in die meeste lande. Dit is so comfortable. Ek was in Luxemburg en Frankryk, Italië, Griekenland, ek was in Engeland, Skotland, Hongarije, in Zwitserland, Portugal, Netherlands, Slovenië en dan obviously in Duitsland.
my highlights sou wees dat dit was my eerste keer sonder my ouers wat ek gereis het en ook in 'n groep van vriende, soos heelwat met ek wil die meeste met mense met wat ek nou gereis het was 16 mense. Ons was Frankryk, ons het gaan daar in die Atlantik en dit was definitief 'n avontuur. En ja, ek hou ook baie van Frankryk. So ek was al 'n paar keer daar en kon daar in die somer wees in Parys en sê iets wat ek definitief baie enjoy. Maar wat ek moet sê, hierso is nie so baie plekke waar mense op die strand kan gaan. En daar is so baie mense. So partykeer moet mens actually betaal om by die strand te wees. En ek bedoel, ons is gewoond in Swakopmund of so, kan mens met die kar ry, mense het genoeg plek, maar daar is dit definitief heel wat anders. So Swakop is definitief nog een van my favorite plekke. En ja, as julle enige vrae het, kan julle my altyd kontak. Ek het ook 'n Instagram account en ja, ek hoop julle dit enjoy. My Duitse avontuur hoor en ja, ek hoop julle het 'n lekker dag. Bye bye. Hallo almal, is Chris Maton hier. Ja, ek is hier in Oostenryk. Soos julle kan sien, Rugby Upper Austria. En ek verteenwoordig maar die Afrikaans vleis. Ja, dit is 'n heerlike 3 grade hier, maar ek wil braai. Dit is my klein kacheltjie, jy weet, om alles nou in die gang te kry. Ag, die ding is, ek is baie lus vir braaivleis, ek mis die huis 'n bietjie. En die son skyn nou nie. Soos julle kan sien, dis maar tamelik grys agter my. Maar is alright. Dis okay. Jy weet, maak nie beste daarvan, dit reën nie. En dit is bo 0 grade, so ons braai. Dan ek drink 'n Oostenrykse bier, Gusser. Dis 'n Märzen soos hulle dit noem, so prost. Ja, ag, die lewe is alright in Oostenryk. Is nie bad nie. Raak 'n bietjie duur hierso. Jy weet, nou met die oorlog in Oekraïne, het 'n invloed op almal. Ek het self Oekraïense vriende en kollegas. So ons almal is maar so 'n klein bietjie nervous oor dit als. Kom ons hoop dat dit binnekort gaan end kry. Ja, maar ja, ek gaan nie polities raak nie. Maar ja, nee, Oostenryk is heel goed sover. En ons begin oor 2 weke begin ons met rugby. Ek speel vir Rugby Upper Austria of Rugby Oberösterreich. Ja, so ons speel oor 2 weke ons eerste toernooi. En dan volgende naweek dan gaan ek en 'n paar ouens van my rugbyspan gaan ons Italië toe, na Rome toe, waar ons Skotland teen Italië gaan kyk vir die 6 nasies toets. En dit beloof om baie pret te wees. Ek is bly ons kan weer meer vrylik reis. Jy weet, die pandemie het is 'n klein bietjie die Europese droom opgeding is, maar is alright. Ag ja, en verder probeer ons maar die beste van die situasie maak, die wêreldsituasie en bly positief. Braai wanneer jy kan. Ag ja, bly op jou knie en hou jou oë op na die hemel, dan behoort alles oké te wees. Ja, en ek is van plan om Paasnaweek in Namibië te wees, ten duurste. Maar ag ja, jy weet, familie raak is belangrik en veral met my ma wat bietjie ouer raak, dan is dit maar goed om in te check. Jy weet, en so 'n bietjie sonskyn te gaan kry. Anyway, laat dit juig. Ja, ons gesels weer later. Bye. München sit aan die suide van Duitsland en met 'n bevolking van sowat 1,5 miljoen mense is dit die land se 3de grootste stad.
München word jaarliks deur ongeveer 3 miljoen toeriste besoek en is die tuiste van eeueoue geboue, talle museums en die baie gewilde Oktoberfees. Een van die vele toeriste attraksies in Munich is die Frauenkirche, wat in Engels beter bekend is as die Cathedral of Our Lady. Dit staan uit met 2 hoë torings voor op die kerk en is gevul met ryk geskiedenis en 'n vreemde legende. By een van die ingange van die kerk is daar 'n donker voetspoor wat glo aan die duiwel behoort. Munich is veral ook bekend vir die jaarlikse Oktoberfees wat daar gehou word. Dit is die wêreld se grootste volkfees met so wat 6 miljoen mense reg oor die wêreld wat dit bywoon. Dit loop gewoonlik oor so 16 of 18 dae en vind in September plaas. Die fees het al in 1810 begin en is bekend vir die groot hoeveelhede bier wat tydens die fees gedrink word. In 2014 was daar byvoorbeeld so wat 7,7 miljoen liter bier bedien. En so kom ons aan die einde van vandag se episode. Ons hoop dat julle dit vreeslik geniet het om van 3 Namibiërs uit 3 verskillende lande te hoor. As julle deel wil word van ons gemeenskap of weet van Namibiërs wat in die buiteland woon, stuur gerus my e-pos na christine@rebeccaine.com.na. Ek sien julle weer volgende week.